Ek wil graag hê jy moet saam met my blaai na Efesiërs 5 toe, vers 22 tot 27. Ek weet nie van jou nie, miskien is dit ek vanmôre. Ja, maar ek beleef die teenwoordigheid van die Here vanmôre. Ek wil die Here nie net beleef in die kar op 'n baie mooi liedjie, die tweede minuut, die 17de sekond wanneer daai hoë note gehaal word nie. Ek wil die Here beleef selfs in die stilte. Vanmôre is Vrouedag, so miskien moes ek al lankal mee begin het, maar nou is my kop weer terug. Dames, ons is dankbaar vir jou. Ek is dankbaar vir my eie vrou ook. Wat sê Zayn verlede week? My ander 3/4. En ek dink ons manne kan seker saamstem daarmee. Dames, ons waardeer jou. Jy het 'n geskenkie gekry daarvoor. Die Here het gesê, na die eerste dag, dit is goed. Na die tweede dag, dit is goed. En dit gaan so aan. Later dan skep hy die man en hy sê, alright, dis nie die beste nie. Jy korte vrou. Jy korte vrou. Ag, jy mag maar lag hoor, dis lekker om 'n kind van die Here te wees. Maar hy sê die man is goed, maar hy's nie goed alleen nie. Ons moet vir hom 'n vrou maak. So dames, ons het jou nodig in ons lewe. Ek dink partykeer ek is oulik, maar ek het 'n Natalie nodig. En ek hoop hierdie boodskap gaan vir jou van groot seën wees en ons waardeer jou. Kan ons dit vir ons dames hande klap gee? Daar sê, ons waardeer jou. Ek het gesien daar's 'n Moedersdag, daar's 'n Vadersdag, daar's 'n Vrouedag. Wanneer is die Mannedag? Is dit die 24 September? O, dan braai ons. Ek sien, okay. Vandag wil ek graag net weer bewus maak, Augustus maand is ons maand wat ons oor familie praat. Dit is hoekom Zayn nie as verlede week met ons gepraat het oor die familie, oor gesin, en hoe dit lyk veral en dan met spesifieke klem op die manne. En vandag bedien ek nou 'n bietjie oor die vroue, nie dat ek nou veel weet nie, asseblief. As jy iets wil gooi dit na die tyd, net teen mekaar nie, maar teen my. Maar vandag wil ek praat oor die rol van die vrou in die huis, die rol van die vrou in die samelewing, die rol van die vrou in die koninkryk. En ek glo vandag gaan ek bietjie by jou stil staan. As jy vandag sê ek praat nou hierso onsin of ek sou besig met iets dan sê jy mag maar nê. Ek sal nie aanstoot neem nie. Ek hoop vanmôre gaan jy die woord van die Here beleef in jou binneste. Manne, ons het ons dames nodig. So vandag wil ek miskien net 'n voorbeeld gebruik. Ek het toe gedink, hoe kan ek my boodskap illustreer? Ek hou nou van hierdie foto. Daai moeder daarso, daai vrou daarso, sy hou haar hande so uit en dit laat dink my aan hierdie sambreel. Ek gaan nou my bes probeer om dit oop te maak. Dis Natalie se. Daar sy. Ek moes miskien eers net probeer dit voordat ek begin het, dink nie meer. Natalie, hoe gaan hy oop? Julle moenie daai ding nou op YouTube vat en 'n video maak nie. Ek het daarom lank genoeg gevat om hom oop te maak. Is party maar wat baie langer vat om 'n vrou uit te werk. Maar julle sal sien in die binnekant, selfs in die buitekant, maar in die binnekant is al verskillende gedeeltes. Ek wil net sê arms. Om hierdie dinge mekaar vas te hou. En as ek vir jou vra, wat is die doel van 'n sambreel? Sal jy vir my sê wel op 'n reënerige dag, dan beskud dit help jou van die reën. En so wil ek vandag vir jou sê, daar's vele kante van 'n vrou. En uiteindelik het sy 'n doel. En vandag wil ek graag bietjie by dit stil staan. Kan ek by dit stil staan? Daar sê ons gaan nou, maar kom ek wurm myself so bietjie in jou, want jy sê in jou huwelik nie, maar kom ons in jou gesin. Kom ons lees saam wat sê die woord van die Here. Vanaf vers 22, Efesiërs 5. Vroue, sê vir amen. Daar is die dames, yes. Wees aan julle eie mans onderdanig. Dis 'n moeilike woord. Soos aan die Here, daai is belangrik. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus. Nie die man is die hoof nie, soos Christus ook hoof is van die gemeente,
Dit is 'n baie sterk vergelyking. En hy is die verlosser van die liggaam, maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans onderdanig wees. Manne, amen. Daar's hy. Julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad het en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nader in die Here te kry, die kerk nader in die Here te kry. Nadat dit gereinig het deur die waterbad, deur die woord. Die Here laat ons nie net as wee agter nie, maar as wees agter nie, maar hy gee vir ons die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel, of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Nou gee my net 'n kans om 'n bietjie van 'n inleiding te hê. Terloops, ek's nie konteks gebind nie, is en ek maar meerendeels 'n onderwerp. So ek gaan vandag by 'n paar punte stil staan. Maar gewoonlik wat ek beleef wanneer ek nou met paartjies sit so met 'n voorhuwelikse sessie, dan gewoonlik eindig ek. Nou miskien gaan ek nou vandag begin waar ek daar eindig. By wat ek noem the vicious cycle. En in hierdie siklus is dit opvallend. 'n Man het by alles, kyk, miskien is ek die enigste man, as jy vandag saam met my saamstem, asseblief sit jou hand op. Ek het nie 'n soen op die wang nodig na 'n lang dag nie. Wanneer jy nou buierig is, ek raak nooit buierig nie, jy weet, ek werk in die engeltjiefabriek. Kyk, ek mag nie buierig raak nie. Maar na 'n lang dag wil jy graag hê 'n vrou met jou met respek hanteer. Ek dink dis primêr in 'n man se hart. Ongeag alles wat jy doen. Ek sal graag 'n bietjie respek wil hê. 'n Vrou, sy soek ook respek. Maar kyk, sy wil net weet jy's nog lief vir haar na so 'n lang dag. 'n Vrou wil 'n soen hê, is nie so nie? 'n Vrou se direkte begeerte, eerste begeerte is liefde. Mansin is respek. Nou wat gebeur as die man buierig is en die vrou is nou buierig? Nou die vrou nie respek vir hom nie. En hy is nie lief vir haar nie. En is kat en hond. Dis Tom en Jerry. Hoe nou? Dis ek en jou en jy en my. Hoe stop dit? Dan vra ek baie mense, hoe stop dit? En sê hulle bid. En dan sê ek, dis nou soos sy verlede keer gesê, ek gaan die hande op lê. Jy weet, waar het begin is by die man. Want die man is die Christus figuur. Jy lê jouself eenkant neer. Miskien met dit kan ek my eerste punt maak. 'n Vrou is baie makliker onderdanig aan 'n man wat onderdanig is aan die Here. 'n Vrou is baie makliker onderdanig aan 'n man as die man onderdanig is aan die Here. Sy wil weet dat as my oë jou oë vang, en vang jou oë die Here se oë. Jy moet dit neerskryf. Of tik nie jou man so. Ek moes hierdie goed leer. Ek moes dit self leer. Ek preek nie omdat ek het, because I don't practice, I preach it because dis wat ek geleer was, dis wat ek gesien het. Natalie het 'n ander tipe respek en 'n ander tipe waardering die oomblik wanneer ek na die Here kyk. Dames, mag ons na ons mans opkyk. En as ek sê onderdanig, to submit, it's easy to submit to a man that submits to God. Kom maak 'n voorbeeld, ek wil graag, ek gaan nou 'n bietjie begin ernstig raak, maar die olie is in my sak, ons gaan nou mense salf. Maar, wie van julle, ons mag nou nie dit sê nie, kyk, ons is kinders van die Here, ons mag nie soos gedans nie. Maar ek en Natalie, wanneer ons partytjie by troues is, dan sê sy vir my, daar so speel hy, kaalvoet sokkie, ons moet nou gaan dans. Daar's Kurt Darren, wat, jy's 'n legend, of iets. Dan moet ons nou dans. En kyk, ek foxtrot, jazz, ek alles, alternatiewe dans, contemporêre dans, vastdans, ek alles in dieselfde dans. So sy help my. Ek lyk nog asof iemand my betaal het om hierin te kom doen. Maar ek onthou, toe ek die eerste keer al begin vat het en ek besef, okay, hierdie tree eerste, dan hierdie tree. 'n Dame wil hê 'n man moet kan lei. 'n Dame wil nie wonder, jy's nou 'n toontrapper. Baie dankie. Ek trek so my hoekskoene weer aan. Die ding is hierdie, 'n vrou wil graag hê die man moet lei. 'n Vrou wil hê die man moet lei.
maak dit baie makliker vir die vrou om onderdanig te wees as die man wil lei. En as die man kan lei. En hoe kan 'n man lei? Wanneer na die Here kyk. So wanneer dit vir my kom by onderdanig, dan sien ek dit nie in die sin van net om te sê, ja my lief, ja my lief. Ek sien dit in 'n heel ander sin. Ek hoop vandag, dan gaan jy sien, weer eens, as jy is my boodskap, as jy weer terug wil kyk na, waar kom Willem in? En ek kyk weer terug na die prent toe. Onderdanig beteken nie ek is die leier van die verhouding nie. Onderdanig beteken ek ondersteun daai leier, want ek weet, die Here werk in sy hart. Genesis 12 sê dit so mooi, dat Abraham is besig om met die Here te praat, en die Here sê van baie moeilike woorde, go. Soos op ons vlaggie daarso. Go, gaan. Waantoe, Here? Die Here sê, gaan, dan ek sal jou wys waantoe. Maar trek jy so goed op en gaan. Dit moes baie gevat het van Sarah, om te sê, ja my lief, ons gaan, waantoe? Die Here het net gesê, gaan. Never let them know your last move. Ons gaan daartoe gaan. Hulle het nie kompas gehad nie. Hy het sommer net gekyk waar die laaste stok lê, die stok wys daartoe. Nee, ek spot. Sy val in by hom. Hoekom? Want hy val in by die Here. Dit is makliker vir 'n vrou om onderdanig te wees as 'n man wat onderdanig is aan die Here. Miskien is hier 'n resep nou vir jou huwelik. Sarah val by hom in. Hulle is eendragtig in hierdie besluit. Hulle trek saam waartoe hulle gaan. Want die Here is met hulle, die Here is in dit alles. Die Here is 'n sentrale punt. Ek sien Josua 24 vers 15. Ek en my huis, sê Josua, sal die Here dien. Want as hy 'n huis het, beteken dit 'n vrou, beteken dit kinders. Dit is makliker vir 'n vrou om in te val by so 'n man om te sê, hoor hierso. As hy's ergens heen gaan, ons moet ons goed vat en ons moet Kaap toe trek, want dis die tweede plek naaste aan die hemel. Maar nee, maar ons moet ons goed vat en ons moet verhuis, ons moet trek. Dan gaan jy nie so doen omdat jy net so lus het en jy het 'n gier en jy het 'n geit en jy het 'n ding en jy sê, die werk het my nou opgewerk en nou wil ek so toe trek. En dan sê die vrou, hey, hopelik het jy gaan bid daaroor. Onderdanig is 'n ondersteunende rol. Ek gaan nou by die ondersteuner kom. Maar daar's ondersteuning in dit. Ek vertrou vandag dat die dames hierso sal besef die krag wat jy dra en die dinamika wat jy dra. Het jy geweet, daar's 'n boek met die naam The Second in Charge, The Second in Command. En dit praat oor the second fiddle. Dit gaan oor mense wat nou viool speel. Nie viool klink mooi, nie viool klink goed. Maar as daar 'n tweede viool is wat die ander een komplementeer, dan is dit soos 'n meesterstuk. Het jy geweet, jou huwelik kan soos 'n meesterstuk klink? Prys die Here. Of wil jy nou ons oopmaak? Dit is belangrik dat ons voorlopers kan wees mans, maar ons het ons ondersteuners nodig. Ek wil miskien 'n tweede punt maak. Baie keer is die vrou die reflektor. Iemand het gesê, op het my gesê, nee Willem, die vrou is nie reflektor, die kinders is, hulle sê wat julle almal sê. Nou, partykeer dan sit jy, wie van julle het al met jou kind gesin en myself, is dit my kind? Ek het al 'n paar stories gehoor. Kom ons, my oupa is 'n baie kwaai man. Hy is 'n liefdevolle man, maar hy is 'n baie kwaai man. En uit eendag toe een van die mense in die kerk, hy's 'n pastoor, en een van die mense in die kerk het vir hom geld gegee vir 'n funksie, ek dink is hy 100 of 200 rand, en hy berg in sy baadjie se sak, het altyd mooi baadjies gedra, en berg in sy baadjie se sak, en na diens toe, het hy sy baadjie ergens gesit, en hy weet nie waar hy nou die geld gesit het nie, dit is nie meer in die sak nie, en hy kom by my en hy sê vir my, Willem, het jy die 200 rand gevat, wat in my baadjie se sak was? Ek sê, nee oupa, en ek kan sien, Willem is nou eerlik, Willem is ernstig, Willem het dit nie gevat nie. Hy kom met my broer aan, my broer is baie, die Engelse sê nonchalant, en hy kom op met my broer aan, hy sê, Sean het gevat, nee, jy kan al van ons sien, ek wil nie in moeilikheid kom nie, en hy lyk skuldig, my broer het nogals hierdie streek gehad, hy lyk partykeer skuldig, en baie keer was hy skuldig, maar jy moes hom ook uitvang, en miskien van julle ken hoe daai boetie of sissie, as hulle net vir jou uitgevang het, die baie meer pak slag gekry as ek, maar, hy loop weg daarvan af, hy kry het weer nie in sy sak nie, hy gaan na my broer, hy sê, Sean, ek gaan jou boude vir jou warm slaan, het jy die 200 rand gevat? Toe sê, oupa, ek het nie, vra maar die Heilige Gees.
En hy gaan toe terug en hy sien toe hy dit in sy Bybel gesit. Partyke kan die kinders kan 'n reflektor wees van die huwelik, maar ek kan nou vir jou sê, dames, jy is ook 'n reflektor van die huwelik. Daar's goed in my lewe wat ek ook moet regkry, ook in my huwelik moet regkry. Onthou ons praat hierdie maand oor familie, oor gesin, oor huwelik, oor verhouding. Daar's goed wat ek ook moet uitsny. Want as 'n tendens, het jy geweet dat julle sit baie keer saam aan tafel. Julle sit baie keer saam in dieselfde sitkamer. Julle sit baie keer saam in dieselfde kar. Wat probeer ek sê? As ons so baie tyd met mekaar deurbring, dan begin ons soos mekaar te praat. Natalie het nou die dag 'n woord gebruik. Toe dink myself, ek het lank terug dit gehoor. En sy het nooit so gepraat nie. Tot en met ek nou hierdie Afrikaans begin inbring, het ek onthou, ek het altyd opgekyk na Rian Kruiwagen. Hy het altyd gesê groen Toyota. Jy weet. En en so met die geval is, toe Natalie nou ook so 'n woord gebring het in myself. Jo, dis mooi Afrikaans. Jy leer my nou weer iets. Maar ons word soos mekaar. En ons begin praat soos mekaar. En die vrou is dan baie keer die reflektor ook. Van die tendens en die kultuur wat gekweek word in die huis. Kan ek 'n eina gee? Geen wonder jy skinder so baie nie. Geen wonder dinge lyk partykeer soos dit lyk en jy praat soos jy praat nie. Waar die hart van vol is. Ek wil amper sê wat in die tafel bespreek word, loop die mond van oor. En ek probeer vandag by 'n punt uitkom by die manne en die dames, om te sê dat dit wat ons hier by mekaar deel, hier in ons privaat spasie, gaan oorspoel in die publieke spasie. Ons is die reflektors. As jy soontoe wil gaan, dis net 'n gedeelte daarna, vers 31, daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, hulle twee sal een vlees word. Hulle sal een vlees word. Daar's 'n word, there's a becoming like one another. T.D. Jakes het so boodskap, hy sê they become one, en dan het hy so gedeelte wat hy twee ysblokkies vat en hy sit in 'n glas, en dan word hierdie ys water en hulle word saam, hulle word een, hulle word soos mekaar. En dan begin dit vir mense te wys hoe ons reflekteer. As jou grootste, ons het vriende, ons het met al gekuier al 'n paar keer, nie in die gemeente nie, ek wil net sê, so. En as ons saam met hulle kuier, dan ek onthou, die heel eerste ding wat hulle praat, en die heel laaste ding is net, hoeveel geld hulle moet maak, hoeveel geld hulle moet maak. En myself, was jou styk daarom reg, ek het probeer vir medium. Maar al eten is, en ek sê dis 'n probleem nie, maar ek kom agter waar hulle hart is. En baie keer so dames, kan ons agterkom, waar die hart van die huwelik is. Onthou, ek sit so met 'n paar mense, en nou, ek sit nie so met honderde mense nie, miskien is nou naby dit, maar in die voorhuwelikse sessies kan ek sien, dat daar 'n kultuur het gekweek moet word nou al voordat ons trou. Voordat ons in hierdie verhouding in is. En miskien is jy al vir jare in hierdie verhouding en jy sê, hoorie so, hierdie verhoudingskultuur, hierdie gesinskultuur wat ons nou het, of die kinders is nou by die huis uit, of wat ook al die geval mag wees, die seisoen waarin jy jouself vind, waaraan moet ons opskerp? Wat moet ons doen? Iets wat ek nog geniet het van Zayn en selfs van Johan die Potgieter, toe hulle noem van hulle belê in hulle kinders in, en partykeer wanneer hulle voel, hulle het 'n afdag, dan belê die kinders weer in hulle lewe. En terloops net Ursula het onlangs dit genoem. Wanneer jy voel, jy is op 'n plek en jy met jouself, vandag voel ek, my dag voel soos 'n vraagteken, en dan kom jou kind en kleer jou lewe in. Daar's 'n tendens, daar's 'n kultuur in die huis, maar papa, mamma, man, vrou, mamma, dame, dit berus baie keer by jou, jy kry baie tyd saam met jou kinders. So ek wil vir jou vandag sê, al is dit so, en jy sê vandag, hoor jy, hierdie boodskap gaan nou een kant toe, my man moet die beste tendens in die huis hê, en dan gaan ek die beste reflektor wees, hoor gou hierdie mooi gedeelte, daar's 'n krag in jou keuse. Miskien moet jy 'n punt daarvan maak. 1 Samuel 25, dit praat van Abigail, ek sê sommer die Afrikaans, Abigail, dit klink soos Hebreëus, né? En Nabal, dames, as jou man nou iets gedoen het, 'n fout gemaak het, dan sê vir hom, dit was 'n regte Nabal move.
Want Nabal beteken dwaas. Ai, dit was 'n dom move gewees. En Nabal is baie wys in sy besluit gewees nie. Hy gaan teen Dawid. Dawid wil graag by hom aansoek doen vir besigheid, wil ek amper sê. En in 'n oomblik gaan hy Nabal en hy besluit teen Dawid. Dawid kry sy manskappe reg. Hy sê ek gaan hierdie mense uitwis en Abigail, sy vrou, gaan na Dawid toe en sê vir Dawid, hoor hierso, Jesus vir jou klomp kos en sy bied 'n klomp goed aan en sy bring vrede. Daar's 'n krag in jou keuse. Sy reflekteer iets anders van haar huwelik. Haar man maak 'n dwaase besluit en hulle hele familie en alles wat hulle opgebou het sou verniel geword het, verwoes geword het. Maar in 'n oomblik besluit sy as gevolg van die krag van haar keuse. Ek gaan myself, ek gaan my man en gaan 'n klomp goed van ons spaar. Ek gaan iets anders, iets kragtiger reflekteer. Nie net my man nie, maar my God. En die Here werk in haar binneste. Dis 'n baie kragtige voorbeeld. Dis nie net die huwelik wat ons reflekteer nie, maar ook dis God wie ons reflekteer. Dames, uiteindelik is dit so. Die persoon langs aan jou, ek ook. Ek sê Engel Gabriel se neefie nie, nog nie. Maar ons het foute. En alhoewel ons man en ons huwelik mooi kan reflekteer, partykeer as 'n oomblik nie soos dit is nie, is daar krag in ons keuse waar ons iets anders kan reflekteer. Partykeer voel ek op 'n swaar dag nie lus om nou regtig waar te bid nie. Al is dit om te bid vir die kos. Dan kan Natalie sien, hierdie ou het ook gebed nodig. En dan bid sy nie net vir die kos nie, dan bid sy vir geestelike kos. En sit sy hand so op my skouer. En dan dra sy my. Sy reflekteer die hart van die Vader. So wanneer dit kom by daai reflektor en voel partykeer, dit gaan in mekaar uit, is dit nodig om mekaar te ondersteun en te dra daarso. Punt nommer 3 wat ek wil maak is, die vrou is die helper. Hoor gou die mooi gedeelte, ek mag dit dalk uit konteks uitwees, maar Genesis 2 vers 18, dan gaan die Here en hy wil die vrou skep, en hy sê vir die man, of hy sê eintlik vir, hulle sê eintlik vir hulle self, ons moet vir hierdie man 'n vrou skep, en dan sê dit, ons moet vir hom 'n hulp, Ezer, E-Z-E-R, Ezer. En dan gaan die woord van die Here in Psalm 121 en sê, ek hef my oë op na die berge, na die struikelblok voor my. Van waar sal my Ezer, my hulp, kom van die Here. En dan gaan Jesus, en hy sê in Johannes 14 vers 15, hy sê, 14 en 15, sê hy, maar ek gaan vir julle 'n ander helper stuur. Manne, ons is baie keer so gerig op 'n ding. Maar dan het ek advies ook nodig. Ek het raad nodig. As ek net loskop in 'n ding en spring, dan hoe gaan die resultate lyk? Ek het baie keer iemand nodig om my te fine-tune. Nie my te tune nie, nee. Jy ken mos daai tune, die vinger wat so wys. Yay! Maar om my te fine-tune, om my te help, om my te dra. Baie keer het die vrou so 'n rol. Mans, ons is baie keer logies en baie rasioneel. Roelof sê dit baie mooi. Hy het nou onlangs toe sê, wanneer ons huis toe kom, wanneer die man huis toe kom, en die vrou begin iets deel, dan raak hy hier in sy kop, logies. Ja, maar jy moes dit gesê het. Jy moes dit gedoen het. Jy moes eintlik so opgetree het. Ons raak logies, ons raak rasioneel, ons is oplossend. Maar sy wil net hê jy moet hard hoor. Jy moet nie nou 'n klomp goed sê nie. Eintlik moet jy net vir haar koffie maak en of 'n teetjie maak. Net hoor, dit gaan hier so aan. Baie keer het sy ook die rol, dames, die rol om die man te ondersteun in daai dag wanneer hy voel hy's plat. Daar's party daar wat ek voel, ek weet nie hoe om voort te gaan nie. En as dan net so hand op my skouer is, dan voel ek, Here, een wat by hom pas. En dan kom sy en sy vul my aan in daai dag. Het julle al daai foto's gesien? Dan sê hulle die man is 20% en die vrou is 80%. Dan dra sy en sy ondersteun hom. Man, kan ek dit by wyse van hand, op 'n swaar dag, as jou vrou net die regte ding vir jou kom sê het, of net haar hand op jou gelê het jy weer gevoel die sake van die lewe verdwyn. Was jy al daar gewees? Nico, prys die Here. Ek gaan uitvat vir ete na die tyd.
Kom ons reël dit dinge. Nee, ek spot. Die Here het geweet ons sou dit nie kon maak sonder die dame nie. Sonder die vrou in ons sy nie. Daar's 'n gemeente wat by wie ek was wat gesê het, die Here haal nie die vrou hier uit die borsbeen uit nie. Ook nie eers uit die voet uit nie, hier so gelyk. Sy help my, sy ondersteun my, sy is hier onder my arm. Ons ondersteun mekaar. 'n Huwelik kan nie werk sonder mekaar nie. Ons het mekaar nodig. Miskien kan ek oorgaan net, ek praat nou so baie oor Natalie, jy moet vir my iets koop na die tyd. Ek weet dis Vrouedag, maar ek doen jou nou baie groot guns hierso. Nee. Ek spot. Ek was by 'n gemeente gewees, nie hier nie naby nie. Ek voel sleg. Ek voel af, ek voel plat, ek voel mat. Ek voel na 5 maande in hierdie in bediening daarso, voel ek, Here, ek gaan my engos doen. Ek gaan bedank as 'n pastoor. Ek is eerlik daaroor. Ek gaan bedank. Ek kan nie so verder aangaan nie. Hierdie is nie sinvol nie. En ek sit partykeer op 'n stoepie. En ek dink myself, vandag gaan ek my bedanking tik. Vandag gaan ek sê ek's klaar. Vandag gaan ek vir die Here sê, Here, kies iemand anders. En ek onthou baie keer, het ek die Here se teenwoordigheid beleef, deur Natalie se nabyheid, wat met my gesit en gesê, maar God het jou geroep. Maar die Here het met jou geroep. Ek het haar nodig gehad in daai oomblikke. Ek sou nie vandag hier gestaan het nie, as dit nie was vir 'n oomblik soos daai, waar sy my kon ondersteun het. Die dames, ons het nodig. As ek praat van helper, moet jy nie sien as nie die leier nie. Moenie die helper sien as ek's nie die leier nie. Die verhouding kan nie amper nie vorentoe gaan nie, as jy nie daar is nie. It takes two to, ja, julle moet kan tango. Julle moet kan dans. Ons moet saam hierdie lewe kan doen, saam die huwelik doen. Ons moet saam daar aan tafel wees. It takes two. Terloops, as ek so kyk na daai foto, net vir 'n oomblik, rig goeie oë na daai foto toe. Manne, partykeer is daar so 'n dag wat jy voel, ek is vergenoegd, ek het wat ek het, ek is tevrede daarmee. Maar dan kom maar iemand soos daai vrou in die middel, en sy ondersteun jou, en ons besef ons net weer eens, wat Prediker 4 sê, 2 is beter as 1. As die een val, is daar 'n ander om hom op te help, te ondersteun. 'n 3-dubbele lyn kan nie gou gebreek word nie. Ons het mekaar baie, baie nodig. Hoor dit sê die gedeelte in Spreuke 15 vers 22. Manne, ek het gedink, jy wil nie dit hoor nie, maar ek moet dit sê, want ek moet myself ook sê. Planne misluk sonder beraadslaging, sonder raad, sonder advies. Planne misluk sonder advies. Maar deur die veelheid van raadgewers kom dit tot stand, hierdie planne tot stand. So as ek 'n plan het in my hart, dan kan ek na 3, 4, 5 pelle toe gaan, dis een ding, maar as ek praat met Natalie, het sy partykeer 'n ander manier, ek sê, verstaan my. En dan deel sy iets, en dan kan ons sien hoe die planne tot stand kom. Amen. Ons beweeg nou na die warm gedeelte toe. Kyk, as ek praat oor gebed, kan ons praat tot môre toe. 'n Vrou is 'n wapen van gebed. Hoor jy die gedeelte, die Here se hart word geroer toe Hanna in 1 Samuel 1 bid en sy sê, Here, gee my 'n seun. Ek verlang 'n seun. En ek gaan hom groot maak in die tempel. Ek gaan hom daarso plaas. Hy gaan iets oprig vir u. Daar gaan Samuel. Samuel word die profeet, wil ek amper sê, die priester. En hy's 'n jong seun en die Here roep hom. Hy gaan na Eli toe. Julle ken die storie. Hy gaan na Eli toe en hy sê, Eli, het jy my geroep? Hy sê, nee, ek het nie geroep, jy gaan slaap weer. En die derde keer sê Eli vir hom, dis die Here wat jou roep. Sê vir hom, Here, u diensknegt luister. U kan praat. En hy doen so, en daar word Samuel opgerig en die Here gebruik hom vir kragtige werk. Was dit nie vir Samuel gewees nie, sou Saul nie daar gewees het nie, sou 'n Dawid nie daar gewees het nie, maar hy gaan trek hulle in, als as gevolg van wie? Hanna, 'n vrou wat 'n wapen is van gebed. Ek dink vir 'n oomblik ook aan 2 Timoteus 1 vers 5, en as ek my herinner, die ongeveinsdes geloof wat in julle is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder. Paulus is besig te praat met Timoteus en hy sê vir Timoteus, hoorie, maar daar het geloof geheers, hierdie ongeveinsde geloof geheers in jou grootmoeder Lois en in jou moeder Eunice. En daarvan is ek oortuig.
Hierdie geloof is ook in jou. As ek dink aan 'n wapen van gebed, dan dink aan vrouens soos daai war room vrou, wat bid vir die familie, bid vir die gesin. Ek hou van hierdie foto weer eens. Dan dink myself, dames, ons kan dit nie doen sonder jou nie. Ons het net nou oor gepraat, agter elke man staan 'n vrou. Ek wil vir jou sê, Godsvrou, wat hom ondersteun. Hy kan net voorbly soos sy agter hom ondersteun. Hy kan net staande bly soos sy hom ondersteun. Ons het so pas gesien in Prediker 4, wanneer hy val, dan rig sy hom weer op, sy laat hom staan. Dames, daar's krag in jou en krag in jou gebed. Daar's groot dinge wat jy kan verrig vir die Here as ons saam kan staan en saam kan intree in gebed. Ek dink vir 'n oomblik aan jou vandag. Hoe tree jy vir mense in? Hoe dra jy mense in jou gebed? Ondersteun jy hulle, tel jy hulle op. Moenie jou gebed minag nie. Ek's ook hier 'n produk van 'n ouma en 'n ma en mense in my lewe wat my opgetel het, opgerig het, gesê het jy by die Here gaan hoor oor dit. Ek is dankbaar vir mense in my lewe wat my oë kon hou op dit wat noodsaaklik is, dit wat saak maak. Genoeg tyd in die Here se teenwoordigheid sal ook nou oorspoel. Hoor mooi, genoeg tyd in die Here se teenwoordigheid sal oorspoel dat ek wil hê ander moet ook sy teenwoordigheid beleef. Maak 'n baie maklike voorbeeld. Die meer jy in gebed is, die meer beleef jy iets van die hart van die Vader, iets van die hart van Jesus, iets van die Here. En die meer wil jy graag daai werking wat jy beleef, ook sien werk in ander se lewens. En daarom wil ek vir 'n oomblik stil staan by Johannes 2. Johannes 2 gaan oor Jesus by die bruilof te Kana in Galilea, en terwyl Jesus daar op die toneel is, gaan Maria, soos enige ma sou wees. Natalie het baie foto's op haar foon van haar kind. Jy het ook seker baie foto's op jou foon van jou kinders en jou kleinkinders. En die video's en die prestasies en al die dinge wat gedoen word. En hier is ons Maria in daai selfe atmosfeer en sy sê, hoor hierso, jou tyd het nou gekom. En hy sê, ma, my tyd het nie gekom nie. En sy sê in Johannes 2 vers 5, dit wat hy sê, doen dit. Jy sien, sy weet dat Jesus is haar kind, maar uiteindelik is hy die seun van God. En hy's besig om in te tree in sy heel eerste wonderwerk, en sy sit dit op die spoor, en sy sit dit aan die gang. Dames, ek wil hê jy moet nie minag en dit misloop, dit wat jy het in jou binneste nie. Tyd saam met die Here het 'n verlange in my gekweek, om ander mense ook uit te kry by die aktiwiteite van die Here. Julle hoor wat ek sê. Die meer tyd ek by die Here spandeer, die meer tyd ek by Jesus spandeer soos 'n Maria, die meer besef ek daar's 'n wonderwerkende krag wat in hom is, wat jy ook kan beleef. En daardie troue getuig van 'n wonderwerk. Jy sien, sy het nie net geboorte gegee. En dit was 'n wonderwerk nie. Sy het geboorte gegee aan die wonderwerker. En ek wil vandag vir jou sê, dames, daar is soveel meer in jou opgesluit as wat jy dink. Daar is soveel meer. As ons by die Here gaan sit, dan sal ons sien hoe dit oorspoel na die res toe. Mense intrek, mense innooi. Maar vir dit om te gebeur, moet ek en jy een ding besef. In sy teenwoordigheid werk sy Gees in ons binneste tot so 'n mate dat ons dit wil laat oorspoel aan ander. Om ander in te trek en te sien hoe die Here kan werk. Ek het op 'n tyd gesê, onthou hierdie gedeelte gaan oor gebed, die wapen van gebed, om in die Here se teenwoordigheid te wees. En gebed beteken ek is in die Here se teenwoordigheid. Ek praat nie met die dak nie, ek praat met die Here. En so die meer jy met die Here praat en die meer ek saam met die Here is, die meer besef ek daar's iets wat hy met my deel. En die meer ek met my deel, die meer wil ek hê ander mense moet ook hierdie begin beleef en besef. Jesus is in die kamer. Jesus is hier so teenwoordig by my. Ek wil graag vra dat Stefanie vir ons sal kom speel. Ek gaan afsluit met my laaste punt. Uiteindelik wil ek graag hierdie boodskap saamvat. Jy is 'n dogter van die Allerhoogste. Ek het daai dag toe ek daar so was en ek kyk na Natalie, dink myself, joh, sy lyk so mooi soos 'n prinses. Onthou nog daai troudag, van julle kom nog daarso. Maar ek onthou daai dag toe sy so instap, toe myself, joh, sy's 'n prinses. Elke prinses het 'n pa. En daai pa is die
van die heelal, jy weet, kom wat wil, ek sal dit nooit vergeet nie. Die wind kan waai, die berge kan val, hy het gesê, hy sal voorsien en hy sal. Ek is die koning se kind en dit maak my 'n prins, wel hierdie gedeelte nou, dit maak my 'n prins. My lewe is Christus, selfs die dood is 'n wins. Vir niks is ek bang nie. Julle ken die lied, nê? Vir niks is ek bang, jy sê ek jou nou, my pa is die koning. Dames, jou pa is die koning. Loof die Here, dis nie 'n aardse ding nie. Hier is 'n koninklike ding en daarom het gesê, die vrou nie net in haar private oordanigheid nie, maar in die samelewing, ook in die koninkryk, en daar's 'n groter doel, daar's 'n groter funksie wat jy het om by te dra. En moet dit nie sien dit as 'n beperkte rol nie, maar sien dit as 'n koninkryksrol en 'n koninkryksdoel wat ons het om ander dames ook op te lig en ander manne op te lig en vir mense te sê, daar's soveel meer in jou. Die Here het my 'n woord gegee, ek wil graag met jou deel. Daar's 'n Hanna geboorte tipe ding, jy weet, daar's 'n smagting, daar's 'n Samuel wat hierso tot gevolg is. Daar's 'n Timoteus wie ons kan oprig, daar's iets wat kan gebeur. In jou gesin, in jou werksplek. Dit kan oorspoel. Later sal ons besef, daar's 'n gedeelte wat sê dat elkeen van ons hierso, bloedgewaste kinders van die Here, word aangeneem ingetrek in hierdie familie van God. En dan as ons mense bedien, moeders, jy het 'n hart wat party paas nie het nie. Jy het 'n ander manier hoe jy jouself ontferm. 'n Ander manier hoe jy met jou gesin dra. Mag jy dit nie misloop nie, mag jy dit nie miskyk nie. Dames, daar's ander wat jy nodig het. Moenie wegkruip om te sê jy het nie 'n stem nie. Ek dink baie keer aan Deborah in 'n man gedomineerde rigtersboek kom Deborah en sy vat vas, hoor. Ek wil nie sê daai antie nie, maar daai antie, sy vat vas. En sy lei. En sy doen haar ding. Ek sien van Maria wat eens in 'n sondige leefstyl was, Maria Magdalena. En die Here roep haar uit omstandighede uit en hy plaas koningskind in haar. Koningskind. Daar's soveel meer. Gaan jy jouself kans gee om in dit te funksioneer. Om nie jou rol mis te kyk nie. Ek staan vandag by jou stil. Hierdie goed is alleenlik moontlik wanneer jy gelei word deur die Heilige Gees. Kan ek jou Jesus deur alles vat? Jesus is ons voorloper, hy is ons voorbeeld. Hy gaan en hy demonstreer vir ons, of die dames dan, hy demonstreer hoe hy onderdanig kan wees aan God die Vader. En luister na sy stem. En iets merkwaardig uitvoer. Die goeie nuus kom leef, sodat ons dit kan leef. Ons kom in die tweede punt toe, hy is die reflektor van die Vader. Hy sê, ek en my Vader, ons is een. En hy reflekteer 'n heerlikheid, hy loop rond, en hy los mense nie net in hulle ellende nie, hy raak hulle aan, hy rig hulle op, hy bou in hulle, hy stig hulle. Jesus is 'n reflektor van die Vader. Jesus stuur vir ons die helper, die Heilige Gees. Sodat ons, wat ons doen, nie mag doen dit ons eie krag nie. Dames, dat jy kan doen met die wete, die Heilige Gees is met jou. En as jy op 'n oomblik gevoel het, ek weet nie hoe meer vorentoe nie, die woord van die Here sê in Johannes 14, as ek dit nie mis dit nie, sê hy, maar die Heilige Gees sal jou herinner aan die dinge wat jy al reeds vergeet het. Die Heilige Gees is hy wat in ons werk. The Isaacs is een van die Gaithers groep se mense wat sing. En dan sing hierdie vrou, sy sê, I would not make it across life's troubled sea if the Holy Spirit should ever leave me. Ons kan nie doen wat ons doen in 'n klimaat, kan ons nie doen wat ons doen sonder die Heilige Gees nie. Jesus, 'n voorloper in gebed, weet om te bid en berge te skuif. Dames, mag jy leer by Jesus 'n voorbeeld. As ons praat van 'n vrou van vele kante, wat baie meer as eendimensioneel kan, of nie eens naby is nie. My lewe, ons lewe sou eendimensioneel gewees het sonder ons dames. Maar hier kom sy en sy is 'n wapen, sy dra ons gebed. Het jy geweet, daar's 'n gedeelte wat 'n satanis oor gedeel het, en hy sê, there's certain kids in the school, we couldn't reach those kids. We couldn't touch those kids. We couldn't speak a curse over those kids. Why? Don't say, because the mother prayed the blood of Jesus upon the children. Nie William se woorde nie.
Dis 'n satanis daar buite wat bekeer is. Hy sê ons kon dit nie doen nie. Want hulle is bedek met die bloed van Jesus Christus. Daar's 'n ma wat ingetree het, daar's 'n ma wat gebid het. Sy is die draer, sy is 'n wapen van gebed. Dis wat ek wil by uitkom. Uiteindelik moet nie jou identiteit miskyk nie. Jy's 'n kind van die Allerhoogste. Miskien jy vandag gevoel. As ek myself kyk in die spieël, dan voel ek soos 'n koningskind nie. Vandag wil ek vir jou sê, ek is dankbaar, jy het net gefokus op jou gevoel, want jy is 'n koningskind. Jy mag jou lewe gelei word, uit daai uit. Ek gaan terug na my voorbeeld toe, oor hierdie sambreel. Dit lê net hierso. Dames, jy kan gebruik word. Jy het 'n doel. Maak jouself bruikbaar in die hande van die Here. Jy het 'n doel. As jy dink aan Vrouedag, as jy sien daai foto daarso, dan sien jy hierdie sambreel, jy sien jy het 'n doel. Jy is nie sommer net te vergeefs hierso nie, net somme nie. Jy is nie net nog 'n getal in die samelewing nie. Daar's 'n doel met jou. En deur jou gebed, deur jou refleksie, deur jou woorde, deur jou dade, mag jy mense aanspoor, mag jy mense inspireer, mag jy by mense stil staan. So ek wil vandag 'n seëngebed bid oor al die dames. Kan ek vra dat ons net vir 'n oomblik ons oë sal sluit? Dis met in die oomblik so. Dan wil ek vra dames, net jy, dat jy net vir 'n oomblik sal staan. Dan wil ek graag die seën van die Here bid oor jou. Hierdie hele boodskap wil ek bid oor jou. Dat jy self sal oopstel en sê, Here, werk deur my. Met elke oog gesluit. Here, dankie vir elke vrou hierso. Elke Ezer. Meer as net dit. Here, dankie dat U 'n kapasiteit, 'n besondere seën en salwing op elkeen hier geplaas het. Selfs die jong dames ook. Here, dankie dat U by hulle stil staan in die oomblik. Miskien het van hulle gesê, ek voel ek is ver van U. Ek voel ek lyk glad nie eens soos U nie. Maar ons is steeds koningskinders. En van vandag af vorentoe kan ons U lig gaan uitstraal. Van vandag af vorentoe kan ons steeds sê, Here, U identiteit deur my. Daar's 'n krag in ons keuse. Here, vandag kom bid ek oor elkeen. Mag die seën van die Here op hulle rus. Ons sou nie gewees het, ek, al die manne ook, sou nie gewees die vandag, was dit nie vir 'n moeder nie, was dit nie vir 'n vrou nie. Here, dankie vir die roeping op elkeen se lewe. Mag ons altyd daar waar ons loop, Jesus liefde, 'n Jesus verskil maak, mense aanraak, deur gesag en autoriteit. Bid ek dit alleenlik met die werking van die Heilige Gees. En elkeen sê amen. Amen, amen. Gemeente, ons gaan dan saam staan. Ek wil graag miskien net voor ons afsluit net 'n laaste afkondiging maak, voor ons die laaste lied gaan saam sing. Ek wil net noem, so op hierdie wonderlike noot, daarso is, ek sien hier's 'n paar afkondigings, gee my net 'n minuut. Ek wil net die nuwe besoekers herinner, daar agter is 'n besoekerstasie, Marley is daar om jou te ontvang, asseblief, as jy net so toe sal gaan. Ek wil julle net herinner aan vanaand, al die young adults, dis nou na skoolouwens, ons werkende jeugouwens, ons het vanaand 'n revive diens om 6:00. Ek wil graag noem, hier is dit 'n huisreël wat Roelof wil laat noem, laat weet ons asseblief, wanneer jy of jou geliefde siek is of in die hospitaal is, ons wil graag met julle kontak maak. Kan ek iets noem hierdie week, kan ek getuienis lewer? Vir die afgelope so wat 3 weke, was ek by 'n man gewees, en ek en Jason was partykeer by hom gewees, waar is Jason nou? Jason se ergens. Het ons gaan bid vir die man, en ons vertrou die Here, en die dokter sê wat die dokter sal sê, julle ken ons wanneer die dokters praat. En ek het net eergister 'n boodskap gekry van die dogter wie se pa dit is, en sy sê sy oë is oop, hy is besig om te reageer. Die Here is besig om te werk daar in sy binneste. Ons vertrou die Here vir die bonatuurlike. Iemand op 'n tyd gesê, if you trust for the impossible, you need to see the invisible. En ons sien die werk van die Here.
Ons sien die werk van die Here, ons is dankbaar daarvoor. So as daar enigiemand is, asseblief kontak ons kantoor. Ons wil graag daarso wil uitkom. Ons vra verskoning dat ons nie vandag 'n koffiemasjien beskikbaar het nie, sien ek hierso. Ons eie masjien is nog op pad. Gebruik asseblief die spasie en die kuier steeds saam met ons asseblief na die tyd. Dan het 'n laaste ding oor hartklop. Indien jy kan help met enige kos, sal ons dit waardeer. Daar sal in die ingangsportaal sakkies wees met die lys wat ons dan benodig ook vir dit. Gemeente, ek wil weer terugkom by die boodskap. Dames, sê my, nee, dames, is belangrik vir die Here. En ek sê het sommer namens al die manne hierso, ons waardeer julle. Ons kan nie doen wat ons doen sonder jou nie. Gemaak 'n impak in jou wêreld. Sonder verskoning. Kry 'n rede om iemand te dien. Soek 'n rede om by iemand stil te staan en hulle te raak. Kom ons loof Here se naam saam. Here, dankie dat ons hierdie diens kan afsluit in die naam en kan weet u seën is op elkeen vandag. Seën elke huisgesin, Here. Ons kom bid nie net gesondheid oor elke huisgesin nie. Maar ons kom bid dat hulle regtig waar op 'n plek sal kom. Waar ons sal sien, daar's 'n groot behoefte om u naam te verheerlik, nie net daarso in die publieke spasie nie, maar ook in ons private hoedanigheid. Kom bid ek vandag, Here, u ryke seën, Jesus, dat u die geur sal wees en die atmosfeer sal stel in elke huwelik en elke gesin. Bid ek u ryke seën oor elkeen in Jesus naam. Amen, amen, amen.